Hey, Joe. Ach, ek was nou net nog gekom. Goedemorgen. Ons sing vanoggend 3 liedere. Ons eerste lied is 464. Ons sing 3 verse. Waarvan die laaste vers is eintlik 5. Is dit 5:1?
5 en 6, dat is wel een wijziging, dezelfde melodie, dat is 4, 6, 4. Dus een 4 van 4, 6, 4 vanaf. Ja, als het daar
Broer en suster, hartlike goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed met almal. Dit lyk sommer so. Die kinders het 'n bietjie vakansie en daarom is die leeu bietjie gevang onder ons. Ons weet ouers is Kaap toe en Johannesburg toe en Durban toe. So die kinders is lyk my die wêreld vol met die sport. So baie welkom aan almal. Ek glo in my hart en ek bid saam met jou dat hierdie ontmoeting vanmôre met die Here regtig vir ons 'n ongelooflike ervaring ook sal wees. Veral met die tema wat ons vanoggend gaan aanspreek is Jesus die Seun van God. En is dit jou en my belydenis? Maar voordat ons aangaan, is hier enige besoekers by ons vanoggend? Die vrymoedigheid om die hand op te steek. Iemand nie kuier nou daar as 'n besoeker van waar is julle? Is julle van Ermelo? Baie welkom dan hier ook. Hier by ons kom kuier vanoggend. Niemand verder nie. Baie dankie. Goed, die lied wat ons nou met die voorsang gesing het ook, die 223, ek het met Teni gepraat oor die lieder, is ons al jare laas gesing, dis hoekom hy so 'n bietjie onbekend was. En ek sal hom graag in die toekoms bietjie meer wil laat sing met 'n lied ook 223. Dis 'n ongelooflike lied. So ons gaan hom weer binnekort sing. En hy moet uit die hart uit volle bors moet hy gesing word. En dis 'n pragtige lied. Goed, die familienuus, baie geluk aan almal wat hierdie week aan die huweliksherdenking vier. Is hier iemand vanoggend in die kerkgebou wat hierdie week hulle huweliksherdenking vier? Ek moet die hand op daar. Ek het nou nog nie name en nou nie van hoeveel jare is dit? 52. Baie geluk. Ons gaan nog nou baie geluk. Ag, dit was so 'n wonderlike jaar. Ek het nog iemand se hand gesien. Wie kan dit onthou? Hoeveel jare? Ook 52. So. Dis nie op dieselfde dag nie. Julle getroud is op dieselfde dag nie. Weet my baie geluk ook. Ja, mense, dit altyd die huweliksherdenking is so net iets wat verbygaan. Dit is so 'n ongelooflike dag in 'n mens se lewe. Veral iewers langs die pad gaan ons nog oor die huwelik bietjie ook gesels. Dit is so wonderlike ervaring en geleentheid tussen twee mense. Goed, niemand verder in die huweliksherdenking vier nie. Ja, kom drink tee saam hierna, dan voorbiding het jy daar, ek gaan nie al die name lees nie. Dankie skryf maar vir ons aan, Peer. Dan die verjaarsdag, nou ja, as jy maar kan gaan koek en kerk eet hierdie week. Vandag is dan Cor van Dijk, maandag Hendrik van der Merwe, dinsdag Werner Bosman en Dalmien Filter, woensdag Kali de Jager, ook Estreisen en Amanda Young. En dan donderdag Dani Strydom, vrydag Jason Jacobs en Helena Leefendal, spreek ek reg uit. Dan Arie ook, sien hy verjaar ook. En vrydag en saterdag gaan De Vries en volgende sondag Philip C. mag vir julle wonderlike lewensjaar wees. Dan baie belangrik, ons bazaar is oor 'n rukkie. Die 10de Mei, ek hoop jy het die knoop in die nek gemaak en alles wat jy daai dag reeds gereed het gekanselleer en die familie laat weet het, hulle moet daai dag hier wees. So die 10de Mei hou ons groot partytjie en dit is ons bazaar. Nou hier voor in die kerk het jy nou 'n bottel. Dis vir bydraes wat jy so lank kan gee as daar iets aangekoop moet word of enige bydrae, kontant bydrae kan u voor in hierdie bottel gegooi word. Jy sien, ons kan hom nie uithaal nie. As hy daarin is, dan is hy daarin. Dan kan ons hom nie uithaal nie. En voor in die voorportaal is 'n boks vir lekkers. Gooi my daarin, bring elke sondag ietsie saam, sodat ons ook op hierdie wyse 'n bydrae kan maak rondom ons bazaar. So ek hoop julle sien uit na die bazaar. Dit is my eerste bazaar hier saam met julle. Ek is baie opgewonde daaroor. En ek glo dit gaan 'n wonderlike dag wees. Ons het reeds vir die Here gevra vir 'n mooi sonskyndag. En dit het 'n wonderlike dag sal wees. Maar dan daarmee saam, wie ook onthou, die Vrydag aand is ek hulle naam vergeet, Strydom Alwyn, is ons Alwyn, Wynand en Cherie en sy vrou is hulle die Vrydag aand hier. Hulle gaan optrede hou hier in die kerkgebou. Ons het ons so gereël en ons weet nie hoe lyk Ermelo se weer daai tyd nie. En dan gaan ons as gemeente die Vrydag aand saam kuier. Daar gaan pap en sous wees en 'n braaipap beskikbaar wees. Ons sal later meer inligting daaroor gee, maar die Vrydag aand moet jy ook asseblief
in oop, sommer die hele naweek. So geen afsprake daai naweek nie, behalwe hier. Ons glo dit sal 'n mooi geleentheid wees. Alraai, kom ons word dan vir 'n paar oomblikke stil. Ek wil vra dat jy stil word, vergeet van alles wat gebeur het voordat jy hier ingekom het. Stel jouself in vir 'n ontmoeting met die opgestane Here Jesus vanmôre en mag die erediens dan waarlik tot seën wees. Here, U van ons kom sê, wees stil en weet, ek is die Here, en ek wil oor jou lewe regeer. Ek wil jou lief hê. Ek wil omsien na jou, ek wil omgee vir jou. Al gaan dit soms sleg, al moet jy 'n operasie ondergaan, al moet jy slegte dinge in jou lewe beleef, is ek daar. Ek is teenwoordig deur my Heilige Gees in jou hart. Mag ons hierdie erediens, Here, vanmôre met hierdie wete begin. Om te weet, al is daar net 2 of 3 wat in U naam vergader, U ook in hulle midde is. U is hier, saam met ons, en daarom kan ons met verwagting ook uitsien om U hier vanmôre te ontmoet, wanneer ons toegevou gaan word met genade en liefde. Ons loof en prys U daarvoor in die naam van Christus die Here, met dankbaarheid. Amen. Voorsitter, genade vir jou, barmhartigheid en vrede, dit gee God wat ons Vader is, dit word aan jou moontlik gemaak deur die gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus tot in die dood, en dit word aan jou bevestig vanoggend deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Ons is steeds in lydenstyd, waar ons terugdink aan die lyding van die Here Jesus Christus. Suster, ek wil regtig vra dat jy in jou hart hierdie lydenstyd saam met Jesus loop met toewyding. Ja, dit is 'n tyd van hartseer. Dit is pynlik om te lees wat die Here Jesus Christus moes deurgaan. Maar in plaas daarvan dat ons net by die seer en die pyn daarvan stil staan, dink ek wil die Here ons herinner aan sy liefde. Want dit is net 'n God van liefde wat so in pad met sy kinders moes loop en sou loop.
Mag ons in hierdie lydenstyd weer ervaar en raak sien wat die omvang van God se liefde regtig is. 'n Vader wat sy seun oorgee aan 'n marteldood. Vir my en vir jou, is dit nie wonderlik om vanoggend daaraan te dink, dat hierdie lyding vir my en vir jou was, en daarom kan ek en jy hierdie smartlike pad saam met Jesus met vreugde loop, met dankbaarheid loop, met blydskap ook kom loop, maar dan ook besef, dat dit 'n pad is, waar die diepste duisternis van die sonde en die wêreld verlig is. En ek en jy in hierdie lig van Jesus Christus daagliks kan loop, daagliks kan beweeg. So wat vra lydenstyd van my en van jou? Ja, natuurlik is dit die toewyding. Om te sê, Here, U het alles gegee, sodat ek van my sonde verlos kan word. Al wat ek kan doen, is om maar net, volgens Romeine 12, my lewe as 'n heilige offer vir U kan kom teruggee. Sodat U lig deur my kan skyn. Dis wie die kerk is. U mag dit nooit vergeet nie, dat die doel van die kerk is dat hierdie lig van Christus deur toegewyde lidmate van die kerk van Jesus uitgeleef moet word, elke dag waar ons leef en waar ons werk. As simbool daarvan wil ek vra, enige iemand vanoggend, wat vrywillig vir ons hierdie kersie voor te kom aansteek, as 'n teken daarvan dat die lig van Jesus in 'n duistere wêreld omskyn het, ten spyte daarvan dat ons nie in staat is om self lig in hierdie wêreld te wees. Enige iemand vrywillig, steek vir ons die kers aan. Kom daarvan agter, ons steek die kers vir ons aan. En as sy die kers vir ons kom aansteek, dan dink ek en jy op 'n simboliese wyse dat Jesus Christus se lig elke hoekie van elkeen van ons harte kom verlig het. En dat die Here ons roep vanmôre op hierdie lig wat hy gebring het in jou gesin in die eerste plek te gaan leef, by jou werk te gaan leef, op vakansie waar jy ook al gaan, dat sy lig dan deur ons sal skyn. Terwyl hierdie lig dan ook hier brand, en ek en jy ingestel is om die Here Jesus te ontmoet, wil ek vra dat jy na 'n lied sal luister van Tim Hughes. Die lied se naam is Light of the World. Miskien ken jy die lied, en jy kan in jou hart saggies saam sing, of sommer saggies begin saam met die lied sing, as die Here jou so lei. Kom ons luister dan met die toewyding met my.
but accept the plans that you bring. You are altogether wonderful, altogether wonderful. You are altogether wonderful. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia, of een van die profete. Maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Ermelo, moedergemeente, wie sê julle is ek? Dan kom hier die belydenis van Petrus waar hy sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dan antwoord Jesus hom, gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê, want dis nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Die kerk van Jesus gebou op die belydenis, grondslag, belydenis van lidmate. En die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, wat jy op aarde toesluit. Aan die ander woorde, waaroor jy nie getuig nie, sal in die hemel toegesluit bly. Maar wat jy op aarde oopsluit, waaroor jy getuig hier op aarde, sal in die hemel oopgesluit bly. Toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Petrus kom bely dat Jesus die heerser van sy lewe is, die koning van sy lewe is. Luister, ons vergeet soms dat Jesus koning is in hierdie wêreld, wanneer ons die stikkindheid van hierdie wêreld beleef. Wanneer mense doodgaan, wanneer mense siek word, wanneer daar soveel gebrokenheid is, wanneer ons magteloos is, dan vergeet ons dat daar 'n koning oor ons lewens is wat die dood oorwin het en wat deur sy Heilige Gees in ons is, wat hier teenwoordig is. Wat behoort die konsekwensies daarvan te wees? Hieroor gaan ek die erediens afsluit later oor wat is die konsekwensies van so 'n belydenis. Ek lees vir julle iets voor, ek weet nie wie die outeur hiervan is nie. Hy sê ons is vreemdelinge in 'n wêreld van vooruitgang en onderdrukking. Daar is groot rykdom en bittere armoede. Die tegnologie ontplof, maar daarmee saam bittere vrede. Soms, Here, leef ons liefdeloos. Die vure van liefde is geblus. Daar is so baie mense wat vereensaam. Mense veroordeel mekaar en is selfvoldaan. Ons wêreld is vasgevang in selfsugtigheid. Ons voel dikwels soos Israel in Babel, magteloos. Apaties lewend, maar dorre doodsbeendere. Wie gaan ons opwek uit ons doodslaap? Wie vervul ons harte met nuwe drome? Dit is net U, o God, wat ons kan laat opstaan uit die dood. Kom ons aanbid die Here vanmôre met ons lied. Ons sing lied van 112, my hande hef ek op na U. Dan gaan ek net ietsie sê oor lied 219, en sing ons hulle as lofliedere vanmôre tot eer van die Here.
Een van die kenmerke van die wêreld is dat dit hoop verloor het. En dan soek ons baie keer hoop op verkeerde plekke. Ons soek ons hoop in ons toekoms en ons vreugde, soek ons in aardse goed. Maar vir my en vir jou as kinders van die Here lê hoop op 'n ander vlak. Hoop is om sekerheid te hê van dit wat God vir ons gegee het. Hoop is geanker in die liefde van die Here Jesus Christus. En God wil hê dat sy kerk daaroor moet sing. Laat ons sing van ons verlosser, sê die 2:9. Hy wil wys hoe ware liefde lyk. Kom ons sing hierdie lied met oorgawe. Deur sy kruisdood het die Here 'n hand na my en jou uitgesteek. Wat ons vanmôre kom help om in toewyding aan Jesus Christus te kan lewe. Kom ons sing hierdie lied ook met oorgawe. Hy is baie bekend en hy kom wys vir ons hoe sy liefde lyk. Here, die geregtigheid het vir ons lewe gegee. Lewe in oorvloed en dis verniet. U skenk dit uit genade uit. U oortuig ons daarvan deur die woord en die kragvolle werking van die Gees. Here, ons stap in hierdie lydingstyd 'n pad saam met die Here Jesus wat by die dood gaan eindig. Vir ons as Christene vandag 'n feesviering. Want Here, dit bring binne in elkeen van ons se lewe vreugde, blydskap en soos ons pas gesing het ook hoop. Ons het 'n toekoms, ons kan vorentoe kyk. Ons hoef nie vas te kyk teen 'n stikkende hede hier en nou, waar ons wonder wat die uitkoms gaan wees nie. Hierdie wêreld, Here, is 'n wêreld wat tot 'n einde gaan kom. Die stikkindheid van hierdie wêreld gaan ophou. Trane gaan ophou. Die dood gaan nie meer daar wees nie. Want Here, U het die dood oorwin deur U Seun Jesus Christus. Here, dis met hierdie gedagte wat ons ook U wil ontmoet vanmôre. Want as ons dit nie glo nie, dan sal ons ook nie kan bely dat U die Seun van God is nie. Maar dis op grond van die genade en die geloof wat ons in U het, wat ons sekerheid kan hê. Kom bevestig dit vanmôre aan ons. Kom versterk ons in geloof. Kom gee weer vir ons belydenis, Here,
diepe grond, dat ons kan weet, ons staan nie op losse skroewe nie. Die kerk van Jesus is gebou op die belydenis van Petrus. U is die Christus van die lewende God. Kom dan nou Vader, openbaar U self deur die woord aan ons. Maak dit stil in ons hart. U mag hierdie ontmoeting en hierdie woordverkondiging, wat wel in 'n mensentaal gaan gebeur, aan ons harte geopenbaar word as die ware en volkome woord van die Here. Ons vra dit in die oorwinnende naam van die Here Jesus, met hart vol dankbaarheid. Amen. Ek lees saam met jou vanmôre Lukas 22, die Bybel saamgebring het. My Bybel op bladsy 115. Lukas 22 vanaf vers 66. Toe die dag word, het die raad van die volk, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes vergader en Jesus voor hulle gebring. Hulle sê, as jy die Christus is, sê dit vir ons. Maar hy antwoord hulle, al sou ek dit vir julle sê, sal julle tog nie glo nie. En al sou ek vir julle die vraag stel, sal julle ook nie antwoord nie. Maar van nou af sal die Seun van die mens aan die regterhand van die Almagtige God sit. Toe vra hulle almal, dan is jy die Seun van God. Hy sê vir hulle, dit is soos julle sê, ek is. Daarom sê hulle, waarvoor het ons dan nog getuienis nodig? Ons het dit mos uit sy eie mond gehoor. Ons lees net tot daar. Broer en suster, bid jou 'n bietjie aan wat hier besig is om te gebeur. Jesus, kom ons sê dat God self, want dit is wie Jesus is, dis deel van ons belydenis, dit is ons belydenis, dat God deur 'n menslike hof veroordeel word. Kan ons nie wees nie. Maar hier word Jesus voor 'n menslike hof veroordeel. Die soldate gryp die Here Jesus met geweld. Reg deur die nag is hy gespot, die hele nag is hy geslaan, daar is op hom gespoeg, en hulle kan nie wag om op grond van die feit dat Jesus gesê het dat hy die Seun van God is, dat hulle op grond van daardie belydenis hom kan gaan veroordeel en hom vir die Joodse raad kan bring en sê, hier is 'n man, hier is 'n mens wat sê dat hy die Seun van God is. Hulle kan nie wag om hom daarvoor te veroordeel nie. Nee, daar was iets eintlik niks waaroor hulle Jesus eintlik kon aankla nie. Hulle, soos wat Jesus die pad saam met hulle geloop het, 'n rede gesoek om Jesus aan te kla. Natuurlik het hy die wette oortree. Hy het koning Aaron op 'n Sondag gepluk, hy het siekes genees gemaak op die Sabbatdag, al 'n klomp redes waarom hulle Jesus dan wou kruisig. Maar hier dat hy nou 'n belydenis maak dat hy die Seun van God is, gryp hulle hom en bring hom voor die Joodse raad. Alles het gedraai rondom die een vraag: is u dan die Seun van God? Wat broer en suster, iemand onthou, hulle moes 'n antwoord kry. Want iemand wat sê dat hy die Seun van God is, 'n mens, hy moet dadelik veroordeel word, hy moet aan 'n kruisig opgehang word. Hy moet veroordeel word, hy moet die martel doodsterf, hy moet ly, hy moet die ergste dood wat daar is sterf, en dit is eintlik niks anders as hoogverraad, as jy kom sê dat jy die Seun van God is nie. En dan hierdie vraag, is u die Seun van God? Net nou vir hierdie klomp skrifgeleerdes en priesterhoofde 'n bietjie kopseer en 'n bietjie berekeningsmoeilikheid veroorsaak, want hulle moes seker maak met wie het hulle regtig hier te doen. Hulle moes seker maak dat hulle die regte besluit op die ou end neem, en daarom hierdie belangrike vraag, is u dan die Seun van God? Ek wonder net, priester, of ons dalk nou nie, vanoggend gaan ek en jy verseker hardop op hierdie priesters en skrifgeleerdes moet wees, maar kom ons kyk dit gou vir 'n paar oomblikke bietjie een kant toe, en dan vra ons bietjie die vraag vir onsself vanoggend, is Jesus die Seun van God? Glo jy dit vanoggend? Wat is die implikasie daarvan as ek dit gaan glo? Of wat is die
konsekwensies daarvan as ek dit nie gaan glo nie. Want hierdie is nie sommer net 'n vraagie broerste wat ek en jy moet antwoord vanmôre, sodat ons kan sê dat ons kennis het van die woord van God nie. Dat dit mis eintlik nie regtig so baie daarmee te doen nie. Hierdie is 'n belydenisvraag. Hierdie is 'n vraag waarvan jy oortuig in jou hart moet wees. Dis 'n hartsvraag. En dis 'n belangrike vraag wat ek en jy in hierdie aarde en as deel van hierdie gemeente vanmôre moet kom beantwoord. En jy moet ook nie vanmôre dink. Dat weet jy, ons wat hier sit is kinders van die Here. En om vanmôre vir kerkmense te vra, glo jy in Jesus Christus as die seun van God, dat dit 'n irrelevante vraag is. Miskien kan jy nou so voel, maar Martin, dit is ons belaglik om vir kerkmense te kon vra of hulle in 'n verhouding met die Here Jesus Christus staan. Ek wonder of dit nie maar juis aan kerkmense is wat hierdie vraag gevra moet word of ons regtig in Jesus Christus glo nie. Maar tog is daar baie mense wat vanmôre wonder en twyfel of Jesus werklik die seun van God is. Ek hoef nie vir u te vertel wat in die media aangaan nie. Ek hoef nie vir u te vertel oor hoeveel teoloë en mense in wetenskaplik is wat steeds vandag hoeveel moeite doen om uit te vind of die Bybel die waarheid is. Om te probeer bepaal of Jesus Christus regtig die seun van God is nie. Mense vra steeds, is hy die Christus? Is dit waarmee ons hier te doen het nie maar deur mense opgemaak nie? Is dit nie maar net fiksie nie? Is dit nie maar sommer net stories nie? Is dit nie maar 'n stuk menslike ideologie nie? Het ons regtig hier met Jesus te doen? Dis die vraag waarmee hierdie priesterhoofde en skrifgeleerdes dan ook te doen gehad het, maar die vraag wat ek en jy vanmôre moet vra. Want broer en suster, jy moet onthou dat die regte antwoord op hierdie vraag bepaal op die ou en die rigting waarin jy en ek met ons lewe gaan beweeg. Die verkeerde antwoord beteken die verkeerde rigting. Die regte antwoord beteken die regte rigting. Want dit bepaal ons totale lewe. Dit bepaal hoe jy gaan dink. Dit bepaal hoe jy gaan optree. Dit gaan op die ou en bepaal hoe jou totale karakter lyk. Met ander woorde, hoe jou liefdeslewe gaan lyk wanneer jy hierdie vraag gaan beantwoord. Ek dink dit gaan eintlik oor geestelike gesondheid, as ek dit maar vanmôre so mag uitdruk. Hoe gesond is die kerk? Hoe gesond is ek en jy? En alles hang af van hierdie vraag af. En net so met hierdie skrifgeleerdes en priesterhoofde, hulle self nie of nie self hulle die verantwoordelikheid gehad om toe te sien dat hierdie vraag dan op die ou en of Jesus die seun van God is reg beantwoord moet word. En daarom vra hulle direk vir Jesus: "Sê jy vir ons wie jy is?" En dan antwoord die Here Jesus en hy sê vir hulle: "Maar ek is die Christus, die seun van die lewende God." Hy antwoord op hulle vraag: Is dit regtig so dat u die Christus is, die seun van die lewende God? En vir hierdie godsdienstige leiers in die Joodse raad, broers en susters, was hierdie 'n verskriklike belangrike vraag wat beantwoord moes word. Hoekom sê ek vanmôre so? Want as dit so is, en as dit waar is dat Jesus hier kom bely en sê wat dit is regtig so dat ek die seun van God is, hier staan ek in lewende lywe voor julle. As dit so is, dan moet hierdie skrifgeleerdes en priesterhoofde toesien dat hy aanbid word. Dat sy naam geëer moet word, dat daar aan hom die nodige agting gegee moet word, so hulle moet seker wees. En as dit dan nie is dat dit Jesus is nie, as dit nou sommer net 'n ou is wat hier voor hulle kom staan het en hulle 'n bietjie rad voor die oë probeer draai het, dan moet hy aangekla word vir hoogverraad en moet hy in 'n kruis sterf. Die ergste dood wat daar is, dan moet hy sterf 'n vloekhout, 'n marteldood. Maar wat jy moet onthou, is dat hierdie ouens het nou al so lank hierdie leiers van Israel uitgesien dat daar 'n Messias sou kom. Hulle sit met 'n belofte, hulle leef op die ou met 'n verwagting. En nou sit hierdie ouens in 'n baie moeilike posisie. Dink jy net aan broer en suster, as ek en jy nou in hulle skoene was, en hier kom staan 'n ou voor jou, en hy sê, maar hier's ek is Jesus. Sou ons hom glo? Hulle het verwag
enige tyd sou kom. En nou staan Jesus voor hulle, as die Messias, die man van God, die middelpunt van hulle verwagting, die middelpunt van alles. Hulle lewe lang het hulle voorberei vir hierdie dag. En as dit aanbreek, dan twyfel hulle. Hulle totale lewensverwagting, hulle lewensvooruitskouing, hulle siening vir die toekoms, daardie enorme groot verwagting het hulle na uitgesien. En nou staan Jesus hier reg voor hulle. As hy dan nou die Seun van God is, Jesus, dan word ons van ons sonde vergewe. Dan het ons 'n nuwe toekoms. Dan gaan ons lewe onder die Romeinse regering dalk 'n bietjie anders lyk. So as hy dan die Seun van God is, het ons 'n nuwe toekoms. 'n Mooi lewe. En as hy dan nou nie die Christus is nie, wat se implikasies is dit? Verdere verdrukking onder die Romeine? Geen lig in ons lewe nie. 'n Duisternis waar daar vir ewig duisternis gaan wees, so hulle moes eenvoudig net weet. Wat was dan die antwoord van die Joodse raad? Wat was dit? Hulle ken nie iemand wat voor hulle staan nie. Nog minder vertrou hulle hom. Hulle verwerp hom. Hulle is met minagting besig. En broers, weet jy wat is die hartseerste van alles? Is dat God voor hulle staan en dat hulle harte so verhard is om die Messias as hulle verlosser te ken en te aanvaar. En anders het toegeklap die Heilige Gees oortuig hulle nie eers op daardie stadium nie, dat God besig is om in hulle lewe in te kom nie. Hulle verwerp dit in sy totaliteit. Hulle eie konteks, hulle eie moeilikheid, hulle eie stikkendheid bepaal op daai stadium hulle denke. Hulle kyk na Jesus wat hy voor hulle staan met menslike oë. Dit is tog maar net 'n mens. Nou neem jy hulle kwaadlik, broer en suster, dat hulle so na Jesus gekyk het. Stel jouself nou in daai ouens se skoene. Wat het hulle gedink? Wat het nie voor hulle oë afgespeel? Kom ons kyk 'n bietjie in dit. Hier staan hy, Jesus. Die Here Jesus Christus in lewende lywe as mens en God staan voor hulle. En nou dink hulle, maar wie sy ma en sy pa? Ons ken vir Josef, skrywer. Ons ken vir Maria, die meisie wat volgens hulle op buite egter sonder geraak het. Dit kan ons nie wees nie, dit kan ons nie Jesus wees nie. Kyk na hierdie gesin, 'n arm gesin, eenvoudige gesin. En hierdie ou wat sê, Jesus, hy eet saam met tollenaars, hy eet saam met sondaars. Dink jy in vandag se tyd, broer en suster, dat joernaliste oor hulle voete sou geval het om oor hierdie man 'n hoofopskrif in die koerant geskryf het? Verseker nie. En hierdie Joodse raad sien vir Jesus voor hulle. Hy sê vir hulle dat hy die Seun van God is, maar hulle verwerp dit. Dan moet jy nog verder dink, hoe lyk Jesus wanneer hy voor hulle staan? Want hy is nie die hele nag en die vorige dag as hy gemartel, hy is bebloed. Hy het haal op sy lyf, hy is mishandel, hy is geblinder, in die gesig geslaan. Dit kan mos nie 'n God wees wat so lyk nie. As lykende Messias skep hy nie 'n indruk van verlosser nie. Hy skep nie die indruk dat ek hier is om julle 'n nuwe lewe te kan gee nie, want dit wat jy met die blote oog sien, is anders as dit wat ons gehoop het. Dis anders as dit waarvoor ons gevra het. Dis anders as dit wat hierdie belofte wat op vervulling moet gaan. Hier's 'n bebloede man, 'n mens, hy staan voor ons. Ons wil hom nie hê. Op die vraag, broer, is hy die Seun van God? Is die vraag wat ek en jy vanmôre moet beantwoord. Is hy die Seun van God? Wat is jou antwoord vanmôre? Ek gaan vanmôre vir my sê, Martin, ek het hier voor die kansel gestaan. Met belydenis afleggen. Ek hou nie van die term nie. Dis 'n getuienis geleentheid. Jy kom getuig hier in die teenwoordigheid van die kerkraad, van jou ouers, van jou familie, van jou kinders, of wie ook al, dat jy in Jesus Christus glo, dat ek sê hy is die Seun van God.
implikasie daarvan is dat jy nie vanuit jouself uit dit kon sê nie, want niemand kan vanuit homself kon bely dat Jesus die Messias is nie. Broer en suster, jy kan nie eers die woorde op jou lippe neem as die Heilige Gees jou nie in staat stel om te kan sê, Jesus is my Here en my Verlosser nie. Hy is die Seun van God. Miskien moet ek bysê dat ons dalk nie so hard op die Joodse raad moet wees nie, want ek dink ek en jy sou presies dieselfde gedoen het. Maar as hy dan net as 'n mens gekom het, broer en suster, dit wat die Joodse raad en die priesters en almal daar is, die skrifgeleerdes, die voor hom sien en hom misken as die Messias, dan het Jesus maar eintlik net as 'n regter gekom. Sê ek veroordeel almal, niemand gaan gered word nie. Die lig van Jesus Christus gaan nie in ons lewe kom skyn nie. En nou wil ek vanmôre 'n bietjie vir u vra, broer en suster, want dis die vraag wat baie mense vir ons vra. Hoe weet ek dat hy die Seun van God is? Hoe weet ek dit? Dis net God wat dit aan jou gaan openbaar. Ek kan vanmôre vir jou sê, dit is Jesus. Ek kan nie vanmôre vir jou sê, jy moet glo nie. En dis die fout wat Christene maak, gaan kyk maar minister wat sê mense vir ander mense. Ja, maar jy moet net glo. Wat moet ek glo? Dis die vraag wat ons moet. Wat is die inhoud van daardie geloof? Mag die Here dit aan jou openbaar, broer en suster. Dit gaan oor my en jou besig wees met God. Want dis dan wanneer die Heilige Gees aan jou gaan openbaar dat Jesus die Seun van God is. Dan gaan jy met vrymoedigheid kan bely wanneer die Heilige Gees jou hart kom oopmaak en vir jou kom oortuig hy het vir jou aan die kruis gesterf. Dis wat ek en jy moet doen. So die Bybel moet jou oortuig. Want broer en suster, mense begin twyfel omdat hulle nie die Bybel lees nie. Omdat ons nie luister na God nie. Dis die moeilikheid. En ek wil vanoggend vir jou help, broer en suster, om in jou eie stil wees en in jou gesin, met jou eie besig wees met God, daar te gaan hoor dat God vir jou wil kom sê, maar ek is Jesus Christus, ek is jou Verlosser, ek is die Seun van God. Verseker vir ons vandag makliker as vir die Joodse raad, want hulle het nog nie geweet wie Jesus is nie. Dis maar eers na hy die dood het opgestaan het, en eintlik ja, die mooi woorde van een van die soldate aan die kruis na Jesus gesterf het, wat bely, hy was waarlik die Seun van God. Ek en jy kan dit ook vanmôre sien, wanneer God dit deur sy woord en Gees aan ons kom openbaar. Vir ons, vir jou en vir my, hopelik vanmôre die Messias, wat gekom het, om aan die kruis te sterf, my sonde te kom vryspreek. En ek wil afsluit vanmôre vir jou te vra, wat is die konsekwensies? Wat beteken dit vanmôre, broer en suster? Ek gaan nou van die standpunt af uit, dat jy wat hier sit, dat dit jou belydenis is. Of twyfel jy nog volgende, dat Jesus die Messias is? So ek gaan nou van die standpunt af uit, dis oortuiging in jou hart. Wat beteken dit nou? Wat is die konsekwensies vir die kerk van die Here Jesus Christus en vir my persoonlik? Die eerste ding wat ek moet onthou, Kolossense 1 en vers 23, staan daar, die skuldbrief is uitgewis. Ek skuld God nou nie meer iets nie. Ek staan nie meer in skuld by hom nie, want hy het my kom vergewe. Ek staan nou in 'n liefdesverhouding met die Here. Dis die implikasies. Ek staan in 'n liefdesverhouding met die Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. Dis die punt. Want elkeen wat bely dat Jesus die Messias is,
leef in 'n liefdesverhouding met God en ook met sy medemens. Nou het ons oortuiging dat ons die ewige lewe het. Ons het net nog gesing, ons leef met hoop, ons het sekerheid in ons hart, ons leef 'n geloofslewe waar ek Jesus ken as dat hy die Seun van God is en dat ek hom vertrou met my totale lewe. En weet, al is hierdie lewe so stukkend, al gebeur wat met my, hy is met my op pad. En dan beteken dit die konsekwensies ek lewe 'n lewe van dankbaarheid. Waar God vir my belangrik is, waar die kerk vir my belangrik is, verhouding met God en my medemens vir my belangrik is. Want deur die kerk straal ek die beeld van die Here Jesus Christus uit. Broers, ek sukkel daarmee. En ek glo jy sukkel ook daarmee. Maar wanneer die wêreld na my en jou kyk, as ons dan sê, ons bely dat Jesus die Seun van God is, as dit jou antwoord is vanoggend, dan moet die wêreld in my en jou die spieelbeeld van Jesus se liefde kan plaas. Dan slaag die kerk in sy doel. Dis hoekom Jesus my en jou gekies het, om in 'n verhouding met hom te kan staan. Ek sê altyd vir die kinders in die katekese, ons almal het 'n eie boek, ek het nog 'n groene, nog my kaartjie kry. Maar as jy hom nou nog gaan oopmaak, wat staan daar binne? Die poging. As jy jou geestelike eie boek oopmaak, dan staan daar binnekant 'n kind van die Here. Oortuigde kind van die Here, wat bely dat Jesus die Messias is. Nou het ons 'n nuwe identiteit, want dis ons wat jou eie vir jou sê, dis wie ek is. Maar as ons is wie God ons gemaak het, kinders van die Here, dan leef ek nie meer vir hierdie wêreld nie. Dan leef ek vir Jesus Christus. Paulus se teologie waar hy sê in Efesiërs 2, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Ek is nie meer dood nie, maar ek lewe en my gewoontes en my lewenswyse lyk anders as gister en eergister en laas jaar. Ek het 'n ander karakter. En uit en deur daardie karakter skyn die lig van Christus. Kom ek die kers aangesteek het voor. Dis kerk. As dit jou belydenis is dat U is die Seun van die lewende God, dan sal ek uitstap die beeld van Jesus in my hart en die liefde van die Here Jesus Christus in my dade. Dis die implikasie en die konsekwensies van hierdie belydenis. Glo jy dit, broer en suster? Glo jy in lydenstyd dat Jesus die Seun van die lewende God is? Ek wil vra dat jy nou sal opstaan en saam met my jou geloof dan bely vanmôre. Hoopelik op 'n nuwe manier en met eerlikheid en met opregtheid. Kom ons staan en bely ons. Omdat ons eerlik daaroor is, wil ek vra dat ons dit hardop sal doen en doen dit saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het in die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons Vader in die hemel, ons het sopas saam met Petrus kom bely dat U is die Seun, die Christus, die Seun van die lewende God.
mag ons ook nou besef wat die konsekwensies hiervan is, dat ons verloste kinders van U is, en dat elkeen van ons, Here, in 'n liefdesverhouding met U leef, met hoop lewe, met dankbaarheid lewe, en ons karakter anderster as die wêreld is. Geef vir ons die krag, die oortuiging, die inspirasie deur die Heilige Gees om as gemeente van Jesus Christus niks anders te wees as dit wat U ons laat wees het nie, en wil laat volg nie. Dankie Vader vir die oortuiging vanmôre, en mag ons hier vandaan weggaan met hierdie belydenis: Jesus is die Here. Ek bid vanmôre, Here, vir ons gemeente. Ja, daar is soveel van ons kinders wat die hele land vol is met sport, van ons gemeentelede met vakansie. Dankie Vader dat ons vanoggend vir elkeen kan bid. Vra Here, mag ons op niks anders en niemand anders gefokus wees waar ons ontspan en waar ons lewe werk, as ons fokus op Jesus, die begin en die volëinder van alle dinge nie. Kom dan nou, Here, laat ons belydenis 'n lewende belydenis wees, in woord en in daad. Ons vra dan, Here, seën ons gemeente, ons het 'n bazaar wat oor 'n maand en 'n half van nou af plaasvind. Mag ons ook daar, Here, 'n vreugdevolle dag beleef, en mag dit 'n mooi dag wees, Here, tot eer van U naam. Ons bid dit alles vanmôre, Here, in die naam van ons Here Jesus, met hart vol dankbaarheid. Amen. Ek kan maar weer sit. Nou geleentheid om die Here te dien met die vergawes. Ons sluit af met lied 177. Jesus groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God met ons, reddende Here, lewende woord. Dan die tweede vers ook, en dan sing ons die derde vers, maar dit is weer die herhaling van vers 1. So dan is 3 verse, dan bly jy staan vir die uitspreek van die sê. Amen.
Ontvang die Here se seën en gaan in sy vrede. Mag die Gees van God wat bo alle dinge is en in alle dinge is en deur die woord werk, julle vul met die kennis van God en van sy magtige teenwoordigheid. Gaan in vrede en gaan dien die Here met 'n dankbare hart.